Vadersdag. Ek het in my lewe agtergekom, ek het baie meer te sê gehad oor mense se kinders en oor al sulke goed voor ek 'n pa geword het, né? Want hy het weer gesê, my kind sal dit waag. Miskien moet ek jou kom herinner dat jy op 'n stadium gesê het, my kind sal nie so met sy ma praat nie. En soms wonder ek, en ek wil graag net eers gou met die ma's en die kinders en so aan vinnig praat. En net die idee gee, ons weet ma's is net, ek wil amper sê, is net op 'n ander vlak en incredible, en ons het hulle geprys en hulle wil amper sê geëer toe dit Moedersdag was. En ek kyk soms wanneer man en vrou my saam kom sien oor of dit nou berading is of 'n bietjie uitdagings is of whatever, dan probeer ek soms sonder om die man se sterkte bietjie te prys, net vir die vrou verduidelik, net soos dat ons vrouens glad nie verstaan nie, en dis dalk goed so. Net so verstaan vrouens mans glad nie. En dis God het ons uniek gemaak. En as jy 'n man is, wil ek jou kom herinner, God het jou 'n man gemaak. Ek kan nie onthou dat ek daar in my moederskoot kon kies tussen pink en blou nie. Ek kan dit nie onthou nie, ek kan dalk nie so ver terug onthou nie, maar God sê, voordat jy gevorm was in jou moederskoot, voordat, nog toe net jou hartklop daar was, het ek besluit, jy sal man wees. En soms besef ons eers, ek dink meeste wat nou ouer as ek is, veral soos my pa en so, hulle sal dalk saam met my stem vanoggend, dat hoe ouer jy word, hoe meer besef jy wat dit beteken om 'n man te wees. Die verantwoordelikheid van man en dan nog meer van pa wees. En dan kom eintlik maar net die bederf van oupa wees. Maar ek wil vanmôre vir jy so klein bietjie inlig. Eerstens, die Engels sê dit eintlik so mooi, en ek het gaan lees, toe sê hy, van die moeilikste dinge in 'n pa se lewe, in Engels sê hy, to navigate and to balance life. Nou, as ek nou in Afrikaans sê, om die lewe te navigeer, dan klink dit na die heel beste, as jy twee ouens in 'n rallycar sit, sê hulle altyd, dat die ou wat bestuur, hy moet net daar fokus. Hy moet op die pad fokus, hy kan nie rondkyk en die daar nie. Die ou wat navigeer, hy kyk amper nooit op die pad nie. Hy is hier by die kaart. Soveel meter so die, so daar, so die, so gaan. En met daai, kom hulle en sê, pa is 'n verantwoordelikheid om die lewe te navigate. Om die hele tyd te moet kyk, wat se kant toe, hierdie kant toe, so toe, nie so toe, vat die pad, daai pad weet. Net dit alleen het vir my gesê, ek dink ek doen okay. Want dis nie maklik nie. Miskien moet ons reël dat iemand wat regtig kan rally ry, 'n paar van die ma's vat, en dan moet sy navigate. Onthou net links regs, daai is baie te lank. Dis nie eenvoudig nie, nou is jy 'n pa, en die ergste van alles is, ja, jy moet jou hele gesin navigate, maar jy moet jouself navigate, jy moet jou vrou navigate, en as jy soos ek 3 kinders het, moet jy al 3 jou kinders navigate, en is alles jou verantwoordelikheid. You have to navigate, you have to balance. As jy te veel fokus op een, dan is die ander 4 kwaad. As jy te veel, ma's, julle moet my help. Soos jou man 'n bietjie te mekaar lyk, is okay, vra net vir hom, navigate jy nog? Navigate jy nog, soos 'n vlieënier. Daar bo kan jy nie sien hoe loop die pad nie, jy moet fokus hier. Tweedens sê hy, al die emosionele aanpassings. Nou let's be honest, ek is 'n man en 'n pa van 3, so daar's 5 verskillende emosies in my huis.
En dis nie my 5 nie, maar dis my 5. Al 5 is nie myne nie, maar al 5 is myne. Want dis my eie, my vrou sin, en al 3 my kinders sin, en net om julle te herinner, my poppie laatlammetjie is die laaste. Laastborn, soos hulle sal sê. Dis 'n paar emosies wat jy almal in berekening moet hou. Volgende sê hy, verhoudings. Elke pa het met sy vrou en elke liewe een van sy kinders 'n ander tipe verhouding. Jy het nie dieselfde verhouding met jou vrou as wat jy met jou dogter het nie. Jy het nie dieselfde met jou vrou as wat jy met jou seuns het nie. Of wat ook al dit mag wees. Elke liewe een is 'n besonderse verhouding. Die finansiële druk. Ek dink elke pa wat hier sit, en ek wil hê die kinders en die ma's moet mooi luister. Ek dink elke liewe pa wat hier sit, en elke liewe man wat hier sit, en elke liewe oupa wat hier sit, wil graag finansiëel die heel beste vir sy gesin hê. En dit is soms nie lekker nie. Dit is soms nie lekker wanneer jy graag meer wil en jy kan net nie meer. Jy bevind jy op 'n plek, en ek dink dit gebeur al meer en meer in ons samelewing vandag, wat jy jouself amper uitsluit uit die samelewing uit, en jy begin so skuldig voel omdat jy nie kan doen wat jy graag wil. Dit gebeur al meer en meer dat pa's en manne by my kom en sê, weet jy wat, ek het regtig gedink die dag wat ek aftree, gaan ons okay wees. En ek dink hulle het op 'n stadium iets so 7% van alle mans, wat as jy hom gaan vra nadat hy afgetree het, sê, ja, ons is okay. Die meeste stoei. Die druk van tyd. Daar's net nooit genoeg tyd nie. Ek dink dit is seker vir ons as mans en pa's ons top verskoning. Daar's nie nou tyd nie. So jy moet tyd bestuur. Die toekomsdruk. Het jy genoeg bymekaar gemaak vir as jy nie meer daar is nie, en jou kinders en kleinkinders en wat gebeur oor 5 jaar en wat gebeur oor 10 jaar en daar is tog iets in elke man en pa wat vir my sê ek moet probeer om daarom iets na te laat. En ek dink weer eens kom meeste pa's op 'n plek en sê ek sou graag 'n bietjie meer wou doen, maar die volgende ding wat hy van praat is selftwyfel en skuldgevoelens. Baie keer as ek met mans praat, dan dryf dit so, dit het so groot invloed, die skuldgevoelens en die selftwyfel, dat dit ons soms beroof van baie van daai ander dinge. Kommunikasie, ek weet, mans praat baie minder as vrouens, maar iemand het eendag vir my gesê, toe ek 'n troue doen, toe skree hulle so uit die banke uit, toe sê hulle, maar mans dink meer. Toe sê ek gaan nou nie vandag op daai subject ingaan nie. Kom ons los dit daar. Kom ons stry nie oor wie dink die meeste, wie praat die meeste nie. Los dit net daar so. Maar dit is soms moeilik om te kommunikeer. Vir meeste vrouens is dit, hoe was jou dag? Ja, okay. Nee, die oomblik toe sê vir wat, hoe was haar dag? Wat sê altyd, jy moet vir haar vra, hoe was jou dag? En dan gaan sy vir jou van alles vertel wat gebeur het, wat haar kwaad gemaak het, bly gemaak het, wat sy wil hê, wat sy nie wil hê, hoe jy moet so die en daan. So ons as mans het geleer, ons sê net, nee, okay. Want as jy sê dit het te goed gegaan, dan wil hulle weet hoekom. En as jy sê dit was 'n slegte dag, dan wil hulle weet hoekom. So dis hoekom ons sê dit was okay. En dan gee ons jou nie rede om te vra hoekom. Maar kommunikasie is soms moeilik. Stres en angs. In die wêreld, ek dink, ek praat oor korreksie, maar ek dink 4.2 of 4.5 mans pleeg selfmoord vir elke een vrou. Dis die realiteit, gaan kyk maar, gaan Google dit, gaan soek dit, dis die realiteit, en dan vra ek soms myself, maar, jy is man, ons leer dan ons kinders en sê, jy is man, kom. En ons beklei als reg
Maar tog maak dit dan nie vir my sin, wat het van die fight binne jou geword? Dat jy baie maklik dalk met iemand anders fight, maar nie meer vir jouself fight nie. What happened? Wat het gebeur dat jy jou fight verloor het vir jouself, vir jou eie gesin? Maak nie saak wat gebeur het nie. En laastens praat hy van ondersteuning. Hoe belangrik ondersteuning in 'n man se lewe is. Nou weer eens wil ek jou net kom herinner, onthou net, ten spyte van al daai uitdagings wat man en paas deurgaan, wil ek jou vandag kom herinner, God het jou 'n man gemaak en God het jou 'n pa gemaak. So ten spyte van al daai uitdagings moet ons onthou, is God se plan vir jou. En hy kom in sy woord en hy sê, ek sal jou nie bo jou kragte kom versoek nie. So heel eerstens wil ek jy moet vir jou vandag vir jouself sê, God het my 'n man gemaak. So jy het nie nodig om iets te bewys nie. Jy het nie nodig om die sterkste, die maaste, die langste, die enigiets te wees nie. Al wat jy moet wees, is die man wat God wou gehad het jy moet wees. Dis al. Jy hoef nie te brag nie, jy hoef niks te doen nie. God het besluit, jy moet 'n man wees. En God het jou 'n pa gemaak. Jy's 'n survivor. Ek het so 'n paar jaar terug 'n hele preek gedoen net oor daai reeks Survivor. En die woord survivor beteken a person who copes well with difficulty in their life. Dis wat 'n survivor is. Iemand wat goed cope met moeilike tye in sy lewe. Dit beteken a person who is able to continue living their life successfully despite experiencing difficulties. Iemand wat ten spyte van alle uitdagings nog steeds nie net lewe nie, maar suksesvol is in sy lewe. Dit beteken ook a person who is going or gone through a recovery process. Iemand wat of deur 'n tyd van herstel gekom het of miskien alreeds deur dit was. Klampe sê rehab is. Die moeilikste tyd vir enige sportman is wanneer hy 'n besering het en hy moet deur die recovery proses gaan. Dit voel of sy hele lewe in mekaar val. Dit voel of sy hele lewe van hom af weggeneem is. Meeste van daai sportmanne sien die sielkundige meer as wat hy sy dokter sien in 'n recovery tydperk. Dit is regtig so. Hoekom dink ons dat dit enigstens anders met ons sal wees? Wanneer jy in jou lewe seker veranderinge wil maak, 'n recovery wil maak, gaan dit die moeilikste tyd van jou lewe wees. To survive means to live beyond. Die Latynse woord vir survivor is super, wat beteken above, over or beyond. So volgende keer as jy vir jouself sê, ek survive maar net. Ek survive maar dag vir dag. Herinner jouself hieraan. Partykeer maklik om te sê as ons maar net kan survive, as ons net hierdie maand kan survive. Gaan nie vra wie sê dit nie man. As ons net hierdie laaste week kan survive. As ons net hierdie winter kan survive. As ek net hierdie tienerstadium van my kinders kan survive en hulle dit survive. But to live beyond. Om suksesvol te wees ten spyte van. Om 'n suksesvolle gesin en man en pa te wees ten spyte van al die uitdagings. Efesiërs 3 vers 20 kom en hy sê, aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. God het jou die mag gegee, die krag gegee ten spyte van alles, om nog steeds sy wil te doen. Nog steeds te kan oorwin soos hy wil hê jy moet. En hy is die een wat jou die krag gee om te kan oorwin in jou lewe. En hoor baie mooi, ver meer as wat jy kan bid of dink. Ek het so ruk terug, ek weet nie hoekom ek dit gedoen het, of ek kan nie onthou hoe ek daar afgekom het nie, maar
Toe blaai ek so deur die albums en so aan en toe neem ek een van my hoërskoolrapporte af. En dis nou een van daai goed wat jy nie op jou tyd gesit, as jy so oud is soos ek nie. En jy los dit maar net. En ek stuur vir my vrou die foto en ek sê vir haar, hoe het ek gekom waar ek vandag is? Want mense gesproke kan ek onthou dat dokters en baie mense gesê het, vergeet dit net. Al wat jy moet doen is groot word, is al wat jy moet doen. Dat jy so kinders gesien en dan sê hulle vir my pa, nee, ek moet in 'n tegniese skool wees, ek moet met my hande werk eendag. Ek weet nie hoeveel van julle my baie goed ken. It's not gonna happen, gelukkig 18 is, hy ken my goed genoeg. Het gaan nie gebeur nie. Hy is ook om ek vriende het, waar hy goed vir my kan regmaak en kan doen. As jy vandag vir 'n oomblik moet dink, waar jy nou is, en jy kan dalk 'n bietjie terug onthou, 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar, as jy so ver terug kan. Dink net vir 'n oomblik, hoe het jy opgeëindig waar jy vandag is? Deur wat is al alles in jou lewe? Wat het jou alles deurgemaak om te wees waar jy vandag is? Maak nie saak of dit beter is as wat jy ooit gedink het of slegter is nie. Dis nie die vraag nie. Die vraag is, hoe baie dinge is jy in jou lewe al deur? En as ek 40 of 30 of 20 jaar terug vir jou moet sê, jy gaan deur al hierdie dinge gaan. Waarborg ek jou is dan nie vandag nie gewees het. Want meeste van ons mans en paas sou lankal moed opgegee het, as ek vir jou moes gesê het waar jy alles in jou lewe gaan. Dis die realiteit. Ver bo wat jy kan bid of dink. Ver bo. A father is a planter. Om die God wat jy dien en wat jy aanbid te kan ken, beteken dat jy hom erken en herken in jou lewe. Om die pa te wees wie hy wil hê jy moet wees. Ek wil julle met ons daai video speel asseblief vir julle. Jy gaan net die kamera moet afsit. Sal jy hom geoor begin, skies Vanessa. Dubbelklik sommer net weer op hom op die skerm. Really the worst. Op die rekenaarskerm, dubbelklik net weer daar voor jou op hom, dan sal hy oor begin. That's it. Everybody around Father's Day talks about how important dads are. But I think few appreciate the importance of the father as much as those who didn't have one. When I was 5 years old, my father died. 2 days before Reagan's 5th birthday. And I grew up without that in my life. And I heard going to church, and really the worst Sunday of the year was Father's Day. They would talk about how important it is to have a dad at home, how valuable they are in raising up the next generation. And they list off all these amazing, wonderful things about dads. Things that I didn't have. Growing up without a dad, you have to learn a lot of lessons the hard way. And there's a lot of just stupid, embarrassing things you do. Things you don't understand about, like sports, or how to fix things, or, things that most people think that everybody knows. Without a dad, there's no one there to tell you about those things that you're supposed to know. You're left in a state of confusion a lot of times. You don't know the right way to behave or the right things to say. And it's hard. But one of the most amazing things has been becoming a father myself.
almost redemptive, if you can say that. Because it's taken this painful thing, that even the subject, even when someone would say the word dad before, or talk about my dad or my father, they'd say those words. It would be painful for me. And the Lord has used this experience of having my own son, becoming a dad, to transform the idea of fatherhood. One of the most amazing, exciting things there is, and Father's Day has become something I look forward to and excited about. It's been totally transformed. And I feel that in having a son, in some small way, it's like I've gotten back what was taken from me in not having a father. And I've gotten it back in that I'm able to give that to my son. To pinpoint those things that I missed out on. And know what it was that it was missing in my life. And go above and beyond to make sure that this little boy gets that from his dad. Son, by God's grace, I hope that I'm there for you as you grow up. To be there to give you that I couldn't have. To tell you that I'm proud of you. To tell you that I love you. To teach you about life and how to be a man. Listen, if you're watching this video and you don't have a dad, or you don't have a great dad or a relationship with him, if you know Christ, I want you to know this, and this is something that was told to me when I lost my dad. God is called Father to the fatherless, the defender of the widow. In Psalm 68:5. And even if your earthly father is lost to you, or you're not close with him, or that relationship is strained, you have a Father in heaven that loves you and cares for you. And in that, you should take comfort and draw courage. Happy Father's Day. So voor ek begin, om vir jy net vinnig 10 punte te noem, as jy werklik pa wil wees, en ek wil weer sê, soms voel ons almal dat ek nie goed genoeg was nie. En soms voel ons almal dat ek wou soveel meer, en ek het dit nooit gehad nie. En vir jare lank was ek so versigtig gewees om Vadersdag te vier in die kerk en alles, want dit is nie vir almal die lekkerste dag nie. Maar toe ek hierdie luister, toe besef ek, die belangrikste van alles wat hy gesê het is, om te leer en dan die pa te wees, wat jy nooit gehad het nie. Dis die geheim. Dis waar die hele lewe op balanseer. In plaas van om 'n verskoning te gebruik en te sê, maar ek het hom nie gehad nie, of hy was nie die grootste een, of wat ook al nie, om dit liewer te los, en die pa te wees wie jy altyd graag wil gehad het. As ons dit kan regkry in ons samelewing, sal dit die grootste impak hê, wat daar seker ooit was. En weer eens wil ek kom sê, glo my, ek weet dat elke pa soms voel, ek wens ek kan tyd terugdraai, en ek wens ek kan die, en ek wens ek kan daai, maar sit dit agter jou, want God sê groter as wat jy kan bid of dink. Die enigste ding wat jy moet doen is, jy gaan 'n paar besluite moet maak. Dis net wat dit is. En die eerste besluit wat jy gaan moet maak as pa is, jou kinders is nie jy nie, en jy is nie jou kinders nie. Jou lewe tot op 'n sekere stadium is beïnvloed deur 'n pa of 'n vader of wat ook al dit mag wees. Maar jou kinders is nie jy nie, en jy is nie jou kinders nie. Moenie dit wat jy, ek wil amper sê, verkeerd gedoen het in jou lewe, probeer afdwing op hulle nie. Moenie. Jy gaan moeite doen om elkeen van hulle persoonlik te ken, te weet waarvan hy hou, waarvan hy nie hou nie. En dis okay as hy nie die rugbyspeler wil wees nie. Ek dink meeste ma's vandag se tyd is bly as hulle kinders sê hulle wil nie rugby speel nie. Ja, die blou bulle. Hoor net daar, veral vir die blou bulle se kan nie. Ek weet nie hoekom sê sy dit nie, maar.
Tannie Hetty, dis Vadersdag, nou krap Tannie die helfte van die mans om. Daai man het sy blou baadjie aan. Jy gaan moet moeite doen om jou kinders te leer ken. En kom ons wees eerlik, paas, maas ken kinders baie beter as paas. Want as hy nie lekker voel, dan sê jy, wat gaan nou weer met hom aan? En dan moet die ma vir jou sê, nee, as jy wonder wat gaan aan, doen moeite en vra. Jou kinders is nie jy nie, jy is nie jou kinders nie. Moenie aanneem dat dit sommer net 'n simpel ding is nie. Moenie aanneem dat hy sommer net oor dit moet kom nie. Hulle noem dit verhouding bou. Die tweede ding wat hy sê is, beperk goed wat jou aandag aftrek van hulle af. Beperk goed wat jou aandag aftrek van hulle af. Ek wil jou vanmôre kom herinner, dat niks in hierdie lewe is belangriker as hulle nie. Nie jou werk nie, nie jou kar nie, niks in die lewe is belangriker. Deel, nou kom sê jy dit, as ek nie werk het, ek sê nie, moenie werk nie. Moenie dat dit belangriker wees, of dat jy nooit tyd het vir hulle, omdat jy moet werk nie. Iemand het eendag gesê, daai ou is so ryk, al wat hy het is geld. En dit het my nogal getref. Het geen gesin, geen verhouding, hy het 'n vrou, kinders en alles, maar eintlik het hy maar net geld. Dis maar eintlik al wat hy het. En is soms hartseer. Die derde ding, probeer hulle vrae beantwoord. Nou hierdie is nou goed wat 2 of 3 sielkundige en beraders en alles saamgestel het. Probeer hulle vrae beantwoord. Ons as paas is heeltemal te vinnig as my kind mens vra om net te sê, nee, ek weet nie. En die mooiste, maklikste voorbeeld op die ouderdom met my kinders nou is toe ek en Keegan daar in Witrifuur was, dan vra ons 'n paar, vra my 'n paar vrae, wat doen daai fans wat hulle vir die beeste in die veld opgesit het, né? Wat doen daai goed? En sê, nee, ek het nie idee, kom ons YouTube gaan. Kom ons kyk gou die, probeer hulle vrae beantwoord. Weet jy wat gebeur as jy na die 5de, 6de, 7de keer vir iemand sê, nee, ek weet nie. Jy gaan ophou om te vra. Later jare gaan hy belangrike vrae vir jou moet vra. Maar hy weet, jy gaan net vir hom sê, nee, ek weet nie. Ek sê nie lieg vir hulle nie, maar probeer die vrae beantwoord. Want dit skep 'n vrymoedigheid in hulle, en weer eens verhouding. Die 4de een is, hy sê, soek oomblikke waarin jy hulle kan leer. Nou hierdie is baie moeilik, want een van die sielkundiges praat hier uit en dan sê hy, dit is belangrik om jou kind te dissiplineer. Jy moet jou kind dissiplineer, anders gaan hy 'n rebel word. Maar soek selfs daai geleenthede om hom te leer en nie net vir hom te sê wat ek het mos vir jou gesê nie. Dis 'n geleentheid wat hy 'n fout gemaak het. Of hy weet hy was verkeerd of nie, hy het 'n fout gemaak en al wat ons eintlik moet doen is om te leer om hom te leer. En ek weet baie paas sal sê, ja man, hy het dit geweet en ek het al 100 keer vir hom gesê. Ek voel ook baie keer so. Maar die belangrikheid van weer eens kommunikasie, leer, hoekom nie? Dit is net so dat ons woorde soms min is en ons net sê, want ek sê so, en jy sal maak soos ek sê, en ek is die pa, en jy praat nie terug nie, jy vra nie, want ons wil nie daai ekstra woorde, ek wil nie sê mors nie, maar ons wil nie. Ons wil net hierdie gesprek verbykry. Want ons lewe is so, kom ons maak net klaar met alles. Ons maak net klaar nie. Slaan hom loop, kom oor dit. Gee 2 minute om die uitkom, die gesig was, reg wees, op 'n huil. En al die vrae is nog steeds in hom. Al wat jy gedoen het, is 'n gaping geskep het. Die 5de een sê hy, wees soms mal saam met hulle. Engels het gesê, sometimes you have to be silly with them. Ek weet nie hoekom dit so is nie, maar Joshua se favourite ding is ons storie. En ek het op 'n stadium vir een van my vriende wat 'n sielkundige is gevra, daar's so baie dinge wat ons wil doen. Ek wil vol bal gooi en bal skop en hierdie, nee, hy wil stoei. Hy wil stoei. En gelukkig is dit nie moeilik vir my, en ek gaan net loop, maar
sometimes you have to be silly with them. Hoekom? Die eerste ding wat die sielkundiges vir my sê is, in die eerste plek besef jy dit nie, maar jy los alles waarmee jy besig is. En in die tweede plek is jy kom so laag as wat jy kan op sy vlak. Wat vir my verstom is, die dag as jy 70, 80 jaar oud is en jy nie meer op die grond kan wees nie, genade, dan wil ons op die grond gaan speel met die klein kinders. En dan moet ons iemand roep om ons op te help. Dan is dit oukei as die kinders op jou nek spring en rug spring en alles. Maar toe jou eie kind in die huis was dit nie oukei. Nie styf gewees nie. Wag net. Dis soms moeilik. Maar dis klein goed wat vir kinders belangrik is. Weereens verhouding bou, die 6de ding sê hy, luister, daar's een ding wat ons almal uit ons vrouens uit probeer kry, is ophou om nuuskierig te probeer wees. En een van die sielkundiges sê, as mans net bietjie meer nuuskierig wil wees. Kyk, as sy buurman 'n nuwe kar gekoop het, né? Dan loop nuuskierigheid oor, want hy kan so en hy kan dit en hy kan so maak en so draai en so maak en die ligte en die deure en daai klank en ek hoor met die bakkie dag sê daai een ou, jy kan die kar start en die aircon aansit op jou selfoon en maar wees nuuskierig om vir jou kind te vra wat het jy vandag gedoen. Hy gaan jou heel moontlik nie wil antwoord nie. Is alles oukei? Happy? Ja, hierdie maatjie maak so en so, man slat hom in die vuis. Ja, hy is gesteek. Wees 'n bietjie meer nuuskierig as dit by jou kinders kom. Weet jy wie hulle vriende is en wie hulle vriende se ouers is en wat hulle doen en weet jy? Dit is soms belangrik. Ek weet, een van die grootste fights in vandag se huise is ouers, tieners en selfone. Hierdie girlie is myne. Ek het hom gekoop. Dis regtig 'n probleem. 'n Enorme groot probleem. Enige beraader sal vir jou sê, as jy glad nie op jou man se foon mag kyk of jou vrou se foon mag kyk nie, dis nie normaal nie. Dis glad. Hoegenaamd. Selfs met jou kinders. As ek julle vandag kan sê en gaan vra vir die onderwysers, hoeveel selfone ons by die skool kry en as jy uitvind wat daar op is, dan wens ek daar was 'n control op die al sonder dat hulle dit weet. Dis nie lekker nie. Maar weer eens sê hy, begin so jonk as wat jy kan, daai verhouding bou. Die een sielkundige sê, hy kom van Brazil af. Hy sê, hy het eendag in die kerk gestaan. Toe praat hy met hulle jeuggroep. Toe sê hy vir hulle, wie van julle wat hier sit, sal nou julle foon vir my bring, en dan kan ek enigiets kyk op die foon. Nie een. Nie een in die hele groep nie. En dis soms die realiteit wat dit moeilik maak. Dis nie lekker nie. Dis glad nie lekker nie. Die 7de een wat hy van praat is, be a life coach. Wees 'n coach. En dan gebruik een van hulle nogal die voorbeeld en sê, raak betrokke. Raak betrokke by jou kind se sport. Jy weet niks nie, doen moeite om iets uit te vind daarvan. Moenie net vir hom sê, ek was die beste 100 meter atleet, en dan sê hy vir jou, okay, maar kom wys my, en dan het jy die idee wat aangaan. Een van my hoofredes hoekom ek by die skool met sport betrokke is al daai seuns. Vanoggend het 3 of 4 van die seuns vir my 'n gelukkige Vadersdag gestuur. Vra vir hulle nou, sê vir kyk hoe mooi is dit. Stuur hierdie seuns vir my 'n gelukkige Vadersdag. 10 seuns, een is in laerskool. Dit beteken vir my iets en ek weet dit beteken vir hulle ook iets. Al lag hulle net vir my as ek my graasbin net op my been, maar wat ook al dit mag wees. Be a coach, a life coach, 'n mentor.
Leer iets, doen moeite om nie net by jou eie kinders betrokke te wees nie, maar ook by jou kinders se vriende. Dit maak 'n groot verskil. Moenie net die ouer wees wat die ref staan en skel langs die kant nie. Probeer 'n verskil maak. Die 8ste een wat hy van praat is, pa eerste. Wees eers jou kind se pa, voordat jy sy buddy word. In vandag se tyd het ons nogal 'n redelike groot probleem dat veral pa's en seuns eers die buddy ding wil doen. En dis okay as hy 12 of 13 is en saam met jou drink want doen dit eerder voor my, dan kan ek jou oppak. Nee, die landswet sê jy moet 18 wees en klaar. Dis nie wat jy by die huis dink is okay nie. Wees eers vir my pa. Voed hom eers op. En dan kan jy sy buddy wees. En dit is soms 'n moeilike ding, want ek sien dit net al meer en vir baie paas is dit okay. Dit is glad nie okay, want die Bybel sê jy moet jou landswette gehoorsaam. En ek weet almal sal vir my sê, ja, maar dan moet hulle die paai regmaak en dan moet hulle dit doen. Nee, jy staan voor God, nie voor die president nie. Maak nie saak wie die landswette se reëls maak nie, jy staan voor God verantwoordelik. En weer eens wil ek vra, ons doen baie keer goed en as ek sê, okay, sal jy dit doen as God voor jou staan, dan sê hulle, nee, maar ek dink dit nie is so erg nie. Dit is nie reg nie. Wees eers 'n pa. Moenie hom probeer omkoop om dinge te laat doen wat hy nie mag doen, omdat jy nie bereid is om pa te wees nie. There's no substance for a father. Tweede laaste sê hy, maak jou kinders deel van alles in jou lewe. Dit is vir my so mooi, veral in ons gemeenskap, is dit nou regtig vir my 'n groot voorbeeld, hoe paas en seuns saam golf speel, en hoe hulle saam boer, en saam al die goede. Ek oor die algemeen in ons gemeenskap sien nogal redelik dat paas en seuns dinge saam doen. Of dit nou duiskiet is, of dit nou wat ook al is, dis regtig vir my nogal 'n nice ding om te sien. Wat ons in die stad amper nooit sien. Want ek doen wat ek wil en dis dit. Dit is my mooi dat daai seuns iets wil doen wat sy pa doen. Maar soms moet jy uitvind, wat wil hy doen wat jy saam met hom kan doen? En die laaste ding wat hy van praat is, leer hulle die waarde van harde werk. Vanoggend gegrap met Keegan en toe ek so halfpad hierdie grap is, toe besef ek, is eintlik my eie skuld. Toe ek groot geword het, het ons almal aan tafel gesit en as ons klaar geëet het, dan ek en my susters het skool goed gewas, en ons het dit gedoen, ons bed opgemaak, en ons klere in die wasmandjie gegooi, en sê ek, ja, hoor jy, Saterdag het ek gras gesny, en ek moes werk vir 'n sak geldjie, en toe ek so halfpad besig is om hom te gooi met al die trek, toe besef ek, eintlik is ek die rede hoekom ek dit nie doen nie. Dit nie van self gebeur nie. My pa en my ma het vir my gesê jy moet dit doen. Soos my kinders dit nie doen nie, is die probleem dalk dat ek nie hulle geleer het om dit te doen nie. En net al besef ek hoe maklik wat sê gooi ons al hierdie toe ons groot geword het, né? Nou gaan julle nooit vir dieselfde daarna kyk nie. Toe ek so oud soos jy was, nou seun, my pa het nie 2 keer gepraat nie, die hele geval. Maar dinge het ons verander. Ek wil vanmôre vir elke pa sê, en ek wil eindig waarmee ek begin het en in die middel gesê het. Luister baie mooi. God het jou 'n man gemaak. It was God's choice. God het jou 'n pa gemaak. As jy 'n jong man is en jy is nog nie 'n pa nie, volg die raad van daai ou. Then be the father you always wanted. Dis nooit te laat nie. Nooit nie. Maak nie saak hoe oud jy is nie. Dis nooit te laat nie. Maar mag jy die pa wees wie God wil hê. Dis nie maklik nie. Maar God sal jou die krag gee. God sal jou die wysheid gee. Sodat jy 'n beter, groter, sterker, ek wil amper sê mooier, ouliker, cooler pa kan wees as wat jy ooit gebid of gedroom het. Luister na die hart van God. Kom ons sê dit.
Here, dankie dat ons vandag saam met al die pappas, dat ek weet saam met my meer skuldig voel oor die pa wat hy vandag is as trots is soms. Maar ek wil bid dat ons al daai agter ons sal sit. Waarom sê dat ons dit sal weggooi? So ver soos wat U ons sondes van ons verwyder van die ooste na die weste, bid ek dat ons ontslae sal raak van al die skuldgevoelens en negativiteit en spyt en so bekommernis en vrees en angs en bekommernis, dat ons alles net een kant sal sit. En dat ons werklik vir 'n oomblik net sal fokus op die plan wat voor ons is. Elkeen van ons kan die pa wees wat God wil ons moet wees. Nie perfek wees nie. Nie wees soos iemand anders nie. Myself wees. My nie vergelyk met enige ander pa nie. Maar die pa wees wat God wil hê ek moet wees, wat God weet ek kan wees. Vir my huis en vir my kinders, kleinkinders, agterkleinkinders. Dankie dat elkeen van ons wat man is, man gemaak het, Here. Dankie. Dit beteken, U het in my geglo en U het in elke man geglo toe U hom 'n man gemaak het. U sal vir ons alles gee wat ons nodig het om in hierdie lewe te oorwin. En dankie ook, Here, vir die wat U die gawe gegee het om pa te kan wees. U het ons gekies om 'n pa te wees vir daai kinders. U het sê dat ons biologiese kinders is, aangenome kinders is, aangetroude kinders is, maak nie saak wie dit is nie. Skoonkinders is, maak nie saak wie dit is nie. U het ons gekies om daai pa te wees. Daarom bid ek dat dit is wat ons sal uitleef. Laastens wil ek bid vir elke jongman wat nog pa gaan word. Ek wil kom bid, Here, dat U iets moois in hulle lewens nou alreeds sal begin doen. Dat hulle nie sal wag tot die dag wat hulle pa is, om dan sekere dinge in plek te sit nie, maar dat hulle nou alreeds daai verantwoordelikheid van man en pa sal opneem. Dat hulle nooit hulle self met ander sal vergelyk, dat hulle nooit sal voel dat hulle iets moet doen om te bewys dat hulle man is nie. Dit was die keuse om hulle man te maak. Daarom bid ek dat elke jong man net in homself en in God die Vader alleen sal glo. Dat hulle 'n pad met U sal stap, Here, sodat hulle die pa, die man, en die oupa oor jare vorentoe sal wees, wat U wil hê ons moet. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Seën die Vader, Here seën.